plekke gewees het, weet julle dit? Ons gaan vanmorgen ons oor op die taal opgemaak het. Soos ons in ons jong dae, ek weet nou nie van die ander grijlings nie, maar beteken maak jy oor die trop op. Nee? Maar die genade van die Here, die genade van die Here is ons môre in die huis, en is die voorrecht om sy huis te wees, nee. Is die voorrecht om te kan sy huis te wees, is die voorrecht om te kan sing. Sing tot eer en verheerliking van ons Vader. David sê, ek was blij toe ek my sy kom op na die huis van die Vader, nee. Soos Gert sê, die grond is leeg, het opgestaan. Kan ons maar sing, alive, alive, my Jesus is alive forevermore. Alive, die graf is leeg, het opgestaan. Ek het op 1 of 2 gekyk, die graf is leeg opgestaan. Nee.
Weet jy van hierdie werklik bly om in die huis van die Here te wees? Ek dink vanmôre toe ek daar sit en ek aan worship doen, of probeer worship doen. Sien ek in my gees oog so iemand lê in 'n lijkshuis. Hy is koud. Stokstyf. En ek besef net weer, bevoorreg is ek om te lewe. Bevoorreg is ek om in die huis van die Here te wees, lewende, nie in 'n kus nie. Ons Here het gesterf. Hy was in 'n graf gelê, maar hy het opgestaan. En as dankbaar het in my hart vanmôre oor die wete, hy het ook vir my gesterf, soos hy vir u gesterf het. Daardie prys wat ons Here Jesus gaan betaal het, was 'n onmenslike prys. Die een van ons wat ooit in die kerk gesit het, in al die jare kan besef, of het nog nooit, of kan die diepte daarvan besef, wat hy weer gegaan het. Dit is nie moontlik nie. Jy moet onthou, hy kom in die hemel uit. Hy is van die hemel af neergedaal, ek het vanmôre my skrifte uitgestuur, hy het van die hemel af neergedaal. Hy was 'n koningskind, hy was in die hemel. Ons Here Jesus was nie gewoond aan hierdie aarde met sy sonde nie. En nogtans het hy gesê, Vader, ek sal gaan. Stuur my. Want ek sien daar onder is 'n mannetjie, sy naam is Herman. Grylik, so 'n stout mannetjie. Ek moet hom gaan haal. Want sy naam is geskryf in die boek van die Lam. Hy het genade gevind by die voete van die Here. Ek moet hom gaan haal. Ek moet hom indring. En daardie groot koning van die konings, die Here God van die leerskaar, verlaat sy woning met 'n stuk gebos soos ek. Maar dat ek kan sommer eerlik wees met julle. Ek was 'n stuk gebos voor God my in die hande gekry. Hy het 'n stuk gebos gevat, net om in die klei of die putte van die hel uitgehaal. En hy het hom gewas in die kosbare bloed van die lam. Hy het hom 'n nuwe lewe gegee, 'n nuwe toekoms, 'n nuwe visie. Hy het aan my gesê, Herman, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Nooit weer nie. Roos, is môre vir jou bid, ek sien jy van die goed nie. Kerk van bid gaan vraag, wat voor ons ontgaan. En hy sal vir ons goed vir ons bid. As jy nou rust moet, nou rust so lekker. Ek sien dit aan my oor, en til het op in my gees. Ek kan nie aangaan as ek die werk van jou doen en recht en klaar kry nie. As ons net allemaal die hele kerk, kan ons eers onderskeiding nie, of kan die stem van die Here kan hoor, wanneer iemand in die gemeente ontsteld is, of siek is, of down is, van die put, van haar putte van belenigheid sit, en die midde, dan gaan ons minder mense in die kerk hê wat hartseer is, minder mense in die kerk hê wat siek is, maar ons het nie weer die onderskeiding nie. Ek gaan vra julle die sal sit, kom met gauw kontak met die Here, steek julle aan uit na die vrou toe. Sy het hier 'n moeilike tyd, hierdie laaste tyd. Moeilike tyd agter die rug. En sy sal leer. Sy het baie alleen. Die tussen mense, maar nog steeds alleen. Die Here het haar lewe vir haar teruggegee, sy het al die vorige kerk wat sy haar nog vasgehad en die Here het haar teruggegee, haar lewe vir haar teruggegee. Nou kom die vijand en nou wil hy kom. Slag, steel en verwoes en ek kom, maak dit vanmorgen vas. Ek weier dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Roosie, ek sal vir die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Steek uit die naam en die vooruit uit. Bid saam met ons. Sit jou hand op haar bors. Hemelse Vader, hoe groot is U, my God?
Wie is daar dan so sê onder die grote hemelbaan? Die is die ewige God, en die was die ewige God, en die sal die ewige God wees tot in ewigheid. Die is die lewende God. Vader, ek bring hierdie kind vanmôre na U toe, wat so gebukkend gaan onder die aanslag van die vyand. Wat hy wil vernietig. U het haar lewe vir hom gegee, teruggegee. En ek kom vanmôre te staan teen die werke van die vyand. En ek kom sê vir jou Satan, jy laat los hierdie vrou. Jy laat los haar gesondheid. Jy laat los haar gemoed. Jy laat los haar verstand. Jy laat los haar huis. Jy laat los haar mense in Jesus Christus se kosbaar. Ek kom roep die naam van Jesus vanmôre oor hierdie vrou, oor haar huis, oor haar finansies, oor haar gesondheid. Ek bid, Here, dat jy haar gaan vat, dat jy die bors moet trek. Rustig gou daar op my hand, kan jy voel? Rustig, voel jy daar? Voel jy daar? Vader, herstel hierdie gemoed. Tel haar op, Here, hou haar vas. Wees vir haar God van baie hart. Maak vir haar weer oop. Laat haar nou in plek val. Sy is ook die kind. En sy is kosbaar. Want sy behoort aan U, gekoop met die kosbare bloed van die Lam. Dank jy daarvoor, Vader, in Jesus Christus kosbaar. Sal daar oor die voete bly, hou haar vas. Trek op die bors. In Jesus Christus is kosbaar. Die hart sal nou online kom. Ek gebied hierdie hart om online te kom met God se naam. Ek bied hierdie liggaam om online te kom met God se naam. Here, vat hierdie hart se reg. Te laat, versterk. Wees nou aan die God van my naam. Verhoor met so vast. Bekende stukkie skrif wat ek vanmôre vir u lees. Matteus 28 vers 1 tot 4, 6. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word en die eerste dag van die week kom Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en op die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, sy klere wit soos wol. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos gewees geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar hy gelê het. En ek wil vanmôre vir u sê, ek sal dat wil gee om daardie môre, toe die son deurbreek, of toe die lig begin, die ligdag begin deurbreek, toe die nuwe dag gebore word, daardie eerste dag van die week, dat ek dit iets vir die vinnige kom regstel op môre. Dit was nie 'n Sondag nie, dit was die eerste dag van die week. Want 'n Sondag het nie in daai tyd bestaan nie, dis 'n Katolieke instelling. Dit was die eerste dag van die week. En ek sommer van die regstel ook. Jesus kon die Vrydag gekruisig gewees het. Want hy gee dit net by 3 dae. Want hy sê in hierdie skrifte van my, soos geen teken sal die mens gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Soos Jona 3 dae in die buik van die vis was, so sal Christus 3 dae in die buik van die aarde wees.
die eerste dag van die week, soos wat op dag van Sondag is, en Saterdag was die Sabbat. Met ander woorde, Jesus moes aan die Sabbat tyd opgestaan het, hè? Jesus moes aan die Sabbat tyd opgestaan het, ergens in die Sabbat in die nag. En daar gaan ek doen 'n bietjie 'n studie. En as jy terugwerk 3 dae, dan gee dit ons donderdag. En as jy kyk die tyd wat Jesus gekruisig is, was 3 die middag toe hy gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het jy my verlaat in die Gees gegee? Dan is dit in 'n woensdagmiddag. Dan gee dit ons 3 dae. Los dit. So die raar wil nog met deze lekker dan vir doen. Ek is ongelukkig gewys wees. Maar ek hou van goud. En dan dink ek my reg lyk die krap ek tot ek sien wat gaan verander. Ek wil weet wat gaan verander. Maar ek sal wat wil gee, luister van my vanmôre. Ek sal wat gee om daardie môre te gestaan het, waar hy 2 vrouens gestaan het en gesien het dat hy 2 vrouens gesien het. Hier kom die heerlikheid van God wat die hemel af neergedaalde engel. Sy heerlikheid en sy krag was so groot dat die wagte soos dooies stond. Die aarde het gebewe. Die koning het opgestaan, hy sê hier, kyk, die graf is leeg, maar kyk nie waar hy hom gelê het. Hy het opgestaan. Hy gaan julle vooruit na Galilea, soos hy vir julle gesê het, julle sal hom daar sien. Wie van julle weet hoe gaan hy terugkom? Daar is so baie polemiek bezig rondom hierdie, dan kom ek sê vir die vanmôre. Hulle lees in waar was daar julle so? Hierdie Jesus wat hy maar weggeneem is, sal net so terug as hy weggeneem is. Hoe is Jesus weggeneem? Op 'n wolk. Sê die Bybel. Sien hierdie man het gestaan en kyk toe Jesus kom by die wolk weg. Opgaan met hom. Die hoofleer sê skielik staan daar manne met bind, 2 manne met bindklere by. En sê vra vir hulle gaan lees en waar was daar julle so? Wie verwag hier so op die wolk? Nou hoor ek hierdie slim manne verlees daar, hierdie predikers kom met van die stad oor 'n dag. Van hoe gaan Jesus kom? Die oospoort, die berg gaan split, dit kom. Maar hy moet eers kom op die wolke. Hy moet eers sy bruid kom haal. Want hy het gesterf om die bruid te kom haal. Hy het die prys betaal sodat die bruid skoon kan kom, gewas kan word, geheilig kan word in die bloed van die lam, sodat daar 'n bruid kan wees. Dis gaan nou vir julle sê. Die graf is leeg. Ek het nou nie 'n groot, ek het 'n klein boodskapie vir julle. Ek het heel lank besig gewees op dagmôre. Ek lieg. Dit gaan soos die Gees ons lei. Die graf is leeg. Dis daar. Die mense besoek het vandag nog. Graf werk ek op wou begin. Maar die graf is 'n toonbeeld van sy lyding. Dis 'n bewys van Christus se lyding. Daar in die graf is hy leeg. Kan ek vir môre vra? Die graf leeg? Nee, nie leeg. Ek gaan nou verstaan wat sê ek sê. Die graf is nie leeg nie. Hy is nie meer daar nie. Want hy het opgestaan. Maar die graf is nie leeg nie, ek het het reg. Maar die graf is nie leeg nie. Maar die Here van die leerskare, die magtige skepper God, is nie daar nie. Hy het opgevaar na die Vader, maar hy sit in die regterhand van God die Vader, waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Amen. Wauw, julle is stil. Sê ek amen? Amen. Moet ek raas? Ek sprang nou my stoel hier onder. Die graf is die bewys van sy lyding. Dis hoekom die graf nog steeds daar is. Dit is 'n bewys van sy lyding. Christus het die stryd gestry
vir jou en vir my. Hy het die stryd gestry vir die bruid, vir die liggaam, wat ons deel van uitmaak. Ons is 'n klein deeltjie in die liggaam, maar ons is deel van die liggaam van Jesus Christus. As jy nie is deel van die liggaam van Jesus Christus nie, kry jy jammer. Dit het voorlê. Hy het oorwin. Hy het die dood oorwin. En omdat hy die dood oorwin het, is jy en ek entitled. Of staan ons onder die belofte van die ewige lewe. Dis wat hy kom doen het. Omdat hy gesterf het in ons lewe. Hy kom oorwin oor die helse magte. Hy het hom uitkleer. Hy het hom tentoonstel. Hy het hom openbaar maak vir al wat wil weet en kan verstaan en sien. Hoekom? Want ons oorwinning kan kry oor ons sondige lewe. Want jy sien die woord van die Here sê ons ontvang in die sonde. Ons word gebore in sonde. Ons word gebore in 'n sondige wêreld. As Christus nie gekom het nie, dan is ons in die ou verbond gestaan. Wie van julle ken die ou verbond? Gaan we nou hier oor praat weer. Geen mag, geen helse krag kon Christus Jesus keer om uit hy graf uit op te staan. Toe Maria in die graf kom, wat kry sy? Die doek is opgerol, aan een kant kopdoek opgerol. Wat sê dit? Wat sê dit? Ja. Dit typeer vir ons dat Jesus Christus is besig met 'n werk, maar is nog nie klaar nie. Hy gaan weer terugkom. Tweede Petrus sê, ga jy nou skop af vir die Peter. Hy het opgestaan, soos ek nou gesê het. Hy is op dag van die week. Jy weet, ek sê eendag vir die boodskap doen, vir die almanakke wat verander is, vir die tye wat verander is, oor God se tye wat kom verander het, die dae wat kom verander het. Vir my bestaan dit nie as Sondag nie, vir my is dit eerste dag van die week. My Sondag, wat julle vier, is Saterdag. Saterdag is slegter as sleg. Doen niks. My vrou kry niks in my telefoon. 1 Korintiërs, dan ons saam eens doen. Vers 44. Nee, ek het verkeerd hier. Sorry, ek het nog 'n plaatjie aangegaan. Dan sê, 1 Korintiërs 15. Vers 55. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, die krag van die sonde is die wet. Maar God sê dan, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Jy sien as die Here Jesus nie gekom het nie, dan is nog gestaan by die ou verbond. Dan was ons nog verplig geweest op 'n dag te offer, 'n bloedoffer te bring aan die Vader. Maar Christus is gekom en hy offer eenmaal kom bring, volgens Galasiërs, Hebreërs, eenmaal met sy bloed in die heilige omgegaan, hy eenmaal gaan offer. Daarom offer ons nie meer diere nie. Hy het kom weggevat. Hy het ons kom vrymaak van die ou bedeling, van die wet. Want die wet, onder die wet kon niemand gered geword het nie. As iemand kon gered geword onder die wet, dan was Christus nie nodig om aarde te kom lei nie. Maar omdat niemand die wet kon hou nie, gelees maar, omdat niemand die wet kon hou nie, het God het goed gedink om sy seun te stuur. Om vir ons 'n nuwe bedeling daar te stel. Want ek dan 'n bietjie genoop.
van die doderyk besit. Ek sê altyd, Gert, hulle weet al. Toe die Here Jesus die Gees gee, toe vaar sy die demone en Satan in die putte van die hel. En hulle begin 'n fees vier en hou party. We killed him. We killed the Son of God. Skreeu hulle. Ons het hom doodgemaak. Hierdie Jesus, ons het hom vermoor. Hy is dood. Maar dan hoor hulle voetstappe wat deur die eeue vas is, onbuigbaar is, ewiglik is. En dan kom 'n lig in die duisternis van die doderyk. En dit begin stil raak onder die feesgangers. Want dis iets aan die gebeur. Dis iemand aan die kom wat nie deel is van hulle nie. Sê die woord van die Here, die lig verdrink die duisternis nie. En soos die Here Jesus inbeweeg deur die poorte van die hel, so word dit lig. En daai demone sien dit en hulle skreeu, Satan, hy leef, hy is hier. En Satan raak sy in die nagte bang. En hy skreeu, maak toe die poorte van die hel, laat hulle nie uitkom nie, maak toe, moenie dat hy uitkom nie. Te laat. Kom die Here Jesus en hy sê, gee die sleutels van die doderyk. Jy het jou mag en jy het jou krag verloor. Jy het gedink, jy het my doodgemaak, maar jy het die oorwinning gegee. Gee die sleutels van die doderyk, jy het by Adam gesteel, gee terug. Eerste Adam het verloor, en het gesteel, maar die tweede Adam kom verder terug. Ons Jesus Christus. En Satan val op sy knieë neer met sy grootheid en hy sê, Meester, hierso. Vat die sleutels maar asseblief, los my die tyd. En die wat voor ons staan, is in sy glorie, is in sy krag, en is in sy heerlikheid. Sy kraam, sy glinster, is soos die lig. Die lig wat die helder wat die hel verlig, kom uit sy klere uit, dit gloei. Hier oor sy bors, dan lees maar Openbaring, hier oor sy bors goud. Oor soos vuurvlam. Dis hy wat ek van praat. Die ewige ek is, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, hy wat gekom het, wat sy hemelse woning verlaat het, vir 'n sondige nasie, volk, kerk. Hy wat gesê, ek sal die heerlikheid verlaat, en ek sal er niks word nie, minder as die engele, terwille van hulle wat gedenk moet word. Daarom sê die woord van die Here, God wil nie dat een verlore moet gaan, almal gered. Sonde kan ons nie meer vashou nie. As jy 'n sonde is dit jou eie begeertes. Sonde kan ons nie meer vashou nie, want Christus het die krag, die mag van die sonde, die wet. Die sonde kan net vir die gelees, kom verbreek. Sonde het nie meer vat op ons nie. As jy werklik waar aan God is nie, en jy lewe heilig maak in die lewe, Hebreërs 12 vers 14, en jy lewe heilig maak in die lewe dan, het die sonde nie meer vat op ons nie, mense, luister wat ek jou sê. Al wanneer die sonde op met jou kan vat, is wanneer jy dit toelaat. Satan het nie meer mag oor jou nie, met my nie, dis gebreek, hoor julle wat ek sê? Die mag is gebreek. Hy het nie meer mag oor ons nie. Soos die daar sit vanmôre, en jy het Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike zaligmaker en verlosser. As jy gewas met die kosbare bloed. Jy behoort aan Christus, soos jy daar sit in jou volheid. Net soos jy is, jy behoort aan Christus. Ek het ander dag vir julle gesê, hierdie oukies, hierdie manne wat was vir die ander kant, die ander span speel, die donker manne, party was waar met praat met die manne. As hy na jou kyk, 'n bloedgewasse kind van God kyk, maak hy so. Want jy gloei
in die heerlikheid van die Heilige Gees. Dis 'n lig wat uit jou uitskyn, want die lig verdring die duisternis. Wow. Wil ek kyk my? Die mag van die son is in naal gebreek, ons kan vanmôre uitroep ten hemel. Doodryk, waar is jou vervlakste angel? Doodryk, waar is jou pestilensie? Want daar was 'n man. Die man kon Golgotha. Het gesê, klaar. En hy het nie onderskeid nie. Hy stel nie belang wat jy gedoen het nie. Hy stel nie belang hoe groot jou sonde is nie, of was nie. Hy stel belang wat jy nou wil doen. Hy stel belang wat jy nou wil bely. Hy stel belang wat jy nou wil lewe wil regmaak. Dat jy nou 'n nuwe lewe wil vat met Jesus Christus. Want hy sê, kyk, ek maak alles nie. Die ou dinge het verbygegaan. Halleluja. Loof die koning van die koning en die Here God van die lewenskrag. Prys sy heilige naam in hierdie plek. Die Here Jesus Christus, terwyl hy nag in Getsemane, het hy bloed gesweet. Want hy was ook mens, hy was God mens. Hy was God, maar ook mens. Hy het bloed gesweet, maar hy het die beker van Getsemane gedrink. Weet jy dit is bewys? Dit is nou onlangs bewys. Dat die bloed van Jesus het nie 'n vader kromosoom en 'n moeder kromosoom dit te voede. Dis nie moontlik nie. Nee. Vir die mense van God is dit. Want sy vader was God die Vader. Hy het nie dieselfde kromosoom as ons, hy was 'n God mens. Hy was mens, maar ook God. Met ander woorde, God in die mens. Wat sê Jesus vir die Fariseërs en die disippels? As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Sis, as Jesus Christus in jou is, as ek jou sien, dan sien ek Christus, hoe sien ek dit? Ek sien dit aan jou spraak, ek sien dit aan jou handel, ek sien dit aan jou wandel, ek sien dit aan jou dade. Ek kan Christus aan jou sien, dis wat Jesus gesê het, nou sê hulle, ander goeders, ek sê vir jou, Jesus gesê, as julle my gesien het, het die Vader gesien. En die werke wat hy doen, het hy by die Vader gekry, om te doen. Die werke wat hy doen, kom van die Vader af. Gaan ons saam in 1 Timoteus toe. In Timoteus 2 vers 5. Want daar is net een God. Hoor mooi. Want daar is net een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus. Want hy staan geskrywe, die mens, Christus Jesus. Hy het homself gegee as losprys vir almal, as getuienis op die regte tyd. Ons het nou middelaar dag en nag intree. As Jesus nie middelaar was ons in die Vader nie, dink ek die Vader lank van hierdie aarde plat gevee. Maar hy kyk na ons deur die bloed van sy seun. Hy kyk na die bloed van wasters op die aarde en hy hoor die gebede, hy sien die gebede wat in kruik opgevang word. Trane van moeders, vroue en manne, trane van berou, van bekering, van jammer. En daai goed word 'n getuienis. Die voorhangsel is nou geskeen. Jy het nie nou 'n man nodig om jou te bid nie. Jy het nie nodig om na 'n kerk te hang en die pastoor sê bid vir my nie. Want dit sê bid. Gaan jy bid wat jy sê. Gaan jy binnekamer. Bid tot jou Vader verborgenheid is. Laat ons net die deel toe, bid jou Vader verborgenheid is. Jou Vader wat in verborgenheid is, sê jy openbaar vir jou. Al wat jy nou moet doen is
om die Here God almagtig te soek, soos 'n kind, in opregtheid van jou wese, en in jou binnekamer te gaan, en elke van jou Vader te gaan soek. Maar weet jy wat? Ons hou ons van die limelight. Hoor dit hierdie, is my hierdie vrou kan bid hoor. Vergeet dit. Hy gebede vir jou beteken niks. God staan nie daar belang nie. God soek die begeerte van die hart. Hy kyk na die gebede wat uit die gees en uit die siel gebid word. Hanna het gebid. Sy het geween voor God die Vader. Die priester dink sy dronk. Hy sê vir haar vrou, jy is 9 uur in die môre, jy is dronk. Hy sê ek is nie dronk nie, sy vrou 'n begeerte. Nou word daar 'n seun gebore. Wie is daai seun? Hy word een van die grootste manne op profete in daai tyd. Ja. Ons is nou maar 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond is in die leë graf. Nou het jy gesê graf is nie leeg nie. Die ou verbond lê begrawe in die graf. Waarom is hy nie leeg nie? Die ou verbond het agtergebly toe Jesus wakker word opstaan. Hy het homself, wat hy gesê, hy lewe op homself. Toe Jesus opstaan, hy van bakke afhaal. Toe bly die ou verbond daar in die graf agter. Die wat in die ou verbond wil sit in hom. Good luck to you. Maar ek sê vanmôre vir u, die ou verbond wat gaan tot en met Johannes, Matteus, is in die graf. Dis dood. Dit werk nie meer. Hy werk wat die wil dit hou. Hy werk wat die vrou wat dit wil hê. Hy werk. En dan weer hy nog hou. Maar die woord van die Here sê, sy een geval in almal geval. Dan werk die genade van Christus Jesus nie meer vir jou nie. Dan werk die bloed van Jesus Christus nie meer vir jou nie. Want jy is onder 'n nuwe verbond, dan moet jy besny word. Ons het nou 'n nuwe verbond wat saam met Christus en Jesus opgestaan in die naam van God. 'n Nuwe verbond deur die Gees gekom. 'n Nuwe verbond geskrywe met die bloed van Jesus Christus, dit daar. Dis 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond, maar dit is geskrywe met die bloed van die Lam. Onkoopbare, onbekostigbare bloed. Een klein druppeltjie is genoeg om die grootste sondaar 20 dan die wins besmet te was. Dis daardie bloed wat Herman vanmôre vir jou sê, waarin die nuwe verbond geskrywe is. Want jy is vrygekoop met die bloed van die Lam. Jy is vrygekoop van sonde. Jy is vrygekoop van die dood. Omdat Jesus gesterf het en opgestaan het, sal ons die dood nie sien nie. Ek praat van die vlees. Ek praat van in die gees. Want daar kom 'n dag, en die vlees sê ek is te moeg, nou gaan ons terug na stof. En Peter sê, van stof as jy wil stof sien terugkeer. Ek reg? Ons sal almal eindig met daai graf, met die vlees. Eendag, in 'n boks. Maar ons gaan ook, ons gaan ook in die gees, in die graf eindig. Want jy moet jouself gaan doodmaak. Jy moet jouself gaan neerlê. Jy moet die ou mens gaan los in die graf. En opstaan 'n nuwe mens in Jesus Christus. En die krag van sy opstanding. Herman, wat praat jy? Hy sê dit vir my. Want die woord van God aan die boodskap ons. Die vlees moet afsterwe. En die gees moet afsterwe, sodat die nuwe gebore kan word. Die verheerlikte liggaam. Ons sal nie, die Here sê in die vlees, niemand kan
voorsiening by lewe. Hy sê ons sal almal op ons in die lig tegemoet gaan. En ons sal die verheerlikte liggaam ontvang. 'n Verheerlikte liggaam, mense. Hoe was Jesus as die verheerlikte liggaam maand opgestaan het? Weet jy wat mag gesê? Hy het verskeie. Kom maar. Wat jy wil eet, is dit verskeie of nie vir my? Thomas, jou ongelukkige vriend. Nee, staan nie ongelukkige vriend nie by my. Thomas, jou ongelukkige, steek jou vinger in die gat in my hande. Steek jou hand in my sy. Ek kan voel en sien dit ek. Maar ek het net gesê, hy het net gesê die Here was gesluit. 'n verheerlikte liggaam. Geen boundaries. Geen perke, dink daaraan mense, hierdie liggaam met al sy bindinge, krankhede en pynne is verby vir ewig. Daai liggaam waarin jy gebore, die liggaam wat jy gaan ontvang, of jy nou afsterwe en of jy nou wederkoms is. As jy afsterwe, jy moet sê, die Romeine 8, verhaal wat in Jesus Christus sal geen voordeel nie. Met ander woorde, as jy in Jesus Christus sterf, ontvang jy jou verheerlikte liggaam. Nou gaan jy paradys toe. Hy sê waar ek sê vir jou en jy sê regtig maar, vir waar ek sê vir jou vanaand jy sal in die paradys wees. Hè? So dan ontvang jy verheerlikte liggaam. 'n Liggaam. Nou boundaries. Daar's geen wette, behalwe God se wet op daai stadium. Wat jy moet onderhou. Maar nie meer die aardse wette. Aardse boundaries vir die liggaam. Dis verby. Van ewig verby. Hoe sê daar waar die son nie eers skyn, daar waar God self die trane van ons oë sal afvee, daar waar die dood nie eers sal heers, daar waar geen pyn is nie. Dink daar. Al hierdie dinge het die koning van die konings, die Here God van die leerskare vir ons kom moontlik maak, mense. Want as Jesus nie gekom het nie, het hierdie goed nie gebeur nie. Dat ons nog steeds in die oude verbond gestaan. Dat ons nog steeds in die Jehovah of die hare sal gevleiter as ons doodgaan. Maar nou omdat hy gekom het ons die voorrecht, nie recht nie, die voorrecht, om aan en deur hom, die sy bloed, sy genade, ewige lewe op die aarde. Dit ben net die beskryf, hy straal van goud, roos. Hy is so helder, hy is die skynende by goud, so syfer as by goud, so dit die Bybel. Word genoem recht gestraal. Lees maar na die keer, in die Bybel is inderdaad wat jy wil. Wie van die is vanmorgen skoon gewas met die bloed van die naam? Ek maak klaar, ek moet so klein dat ek een paar vraag. En dan vraag, wie is vanmorgen gewas met die bloed van die naam? Liefde. Is die gedeelte. Is jy gewas met die bloed van die naam? Dis moontlik. Maklik. Gewas word met bloed van die lam. Dis baie maklik. Gaan dit neer. Bely jou sondes en laat staan. En ek sê jy skoonmaak sonde van die wit gesteel, as jy witter was dan die wit gesteel met die bloed van die lam. Jy moet wedergebore word. Om al hierdie goede in ag te neem. Ek sal nou 'n bietjie praat oor wedergeboorte. Johannes 8 vers 44. Ons Here Jesus Christus kan dit nie duidelik in ons stelling besom nie. Hy trap hierdie ouens uit, maar hoor dit sê. Julle het die duiwel as vader. En begeerte sy na vader wat wil julle doen. En hoor mooi, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie in die waarheid nie, omdat hy in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leertaal praat, praat hy uit sy eie omdat hy 'n leraar is en die vader daarvan. Hou op om Satan te glo, môre. Hou op om Satan te glo. Hou op om sy leuns te glo. Hou op om terug te kyk op jou verlede.
brand daai verlede se brûe. Brand daai brûe, want as daar nie brûe wat veroorsaak, dat daar hartseer kom, dat daar twyfel kom, dat daar negativiteit kom, dat daar afbreek kom in jou geloof. Brand daai brûe van die verlede. Begin 'n nuwe toekoms in Jesus Christus, ek hele tyd ontstaan jy in kern voor. Nuwe lewe. Satan is 'n leienaar. Hy kom vertel vir jou man, jy gaan dit nie maak nie. Jy is nie moeite werd nie. God stel in jou belang, jy luister mooi. Ek gee nie om hoe vet jy is, hoe maar jy is, hoe heerlik en hoe mooi jy is. Ek gee nie vir geld nie, hoe arm jy is nie. God stel in jou belang. Want jy is sy kinding. Hy het jou gekundig, geformeer in die moeder se skoot. Ek wil daai video, as ek nie dan die ding het wat jy wys. Die oomblik is 'n vrou bevrugting. Die oomblik is, en ek het maar, dan gaan we nie kwalijk nie. Die oomblik wanneer die sperm daai ding ingaan, dan is er so ontploffing binne in die vrou, dit is so flesvandig. Dan gee God lewe. So die oomblik van bevrugting is dan klaar lewe. Maar kom saam om liefde vir die mense. Hulle maak miljoene babas dood elke dag. Tot 3 maande oud. Dan sê ons ken God. Dan berei die genade ons gaan kerk toe. Ons dien die Here. Waarom pleeg moord? As jy nie jou bel kan toehou nie, en jy raak swanger, dit jou skuld. Dis nie God se skuld nie. Dan moet jy van vrouw nie saamgaan. Jy kan nie besluit, ek wil dit nie hê nie. Jy kan nie 'n lewe neem nie, want behoort nie aan jou. Kom ek stop julle vanmôre, ek weet ek waar op met jou. As ek vanmôre so selfmoord pleeg, as ek 'n moordenaar. Want ek kan lewe gevat op nie aan my behoort nie, en behoort aan God. As jy 'n baba doodmaak, is jy 'n moordenaar. Want jy het 'n lewe geneem op 'n net van die verduidelikheid, wat nie aan jou behoort nie, aan die ma behoort aan God. Er staan die vrouens as skree, is my liggaam, ek kan my liggaam maak wat ek wil. Jy kan nie. Jy kan nie my liggaam maak wat jy wil, dit behoort aan God. Jy kan nie staan en skree, is my liggaam. But remember one thing, one day, gonna stand in front of God. Boeken gaan geopen word, jy sal 'n antwoord te gee. Dan sal niemand my kan beïnvloed nie, of probeer beïnvloed nie, of hy so macho is. Besef jy nou, hierdie dag, besef jy nou hoe belangrik die opstanding van Jesus Christus was vir ons as kinders van God, en ook vir die hele wêreld. Dis nie sommer net 'n sondige opstanding dag nie, nee. Dis belangrik vir ons. Dit moet die dag in ons lewens wees, dit moet die dag wees. Want dis die dag waar alles vir ons begin verander het. Dis 'n spesiale dag. Dis 'n holy day. Nie sommer heilig nie, verskriklik heilig. En ons moet nie dan daar volgens vier. Ons moet ergens vier as 'n Sabbat. Of onderhou as 'n Sabbat. Want in hierdie dag het die hemel gekom, sy lewe gegee vir 'n aardklank. Sodat die aardklank kan deel word van die hemel. Want as hy nie gekom het, dan het ek vanmôre gestaan in duisternis. Maar omdat hy gekom het, kan ons vanmôre sê, ek sien. Omdat ons hom ken, Here, in die krag van sy opstanding, kan ons vanmôre sê, ek sien. Ek praat van geestelik. Ek sien God se plan, ek sien God se woord, ek sien God se wil, ek sien waar God my lewe heen gaan, ek sien die lig. Heilig op die pad. Hoe special, is hierdie Jesus Christus dan ons.
Hoe spesiaal moet dit nie wees nie? Hoe maklik vergeet ons as die Bybel daar op die rang neer, dan so een keer 'n jaar, dan moet jy die stof af. Kom maar. Dis jy dat ons dit met die eerlik. Ons is nie meer onder die wet nie. Van vandag moet u weet, daar is vir ons 'n weg gelê oor Golgotha in die Seun Jesus Christus wat gegaan het tot by die Vader, gaan sit regkant aan die Vader, wat vir ons moontlik gemaak het en ons steeds moontlik maak om op deel te raak in die eenheid. As jy erfgenaam van Abraham? Nee, maar lekker is, ek is nie eens aan die nie, maar ek is 'n geestelike erfgenaam van Abraham. Want as ek nie 'n geestelike erfgenaam van Abraham was nie, dan het ek nie deel gehad van Christus nie. Wat gaan jy vanmôre maak met hierdie dag? Gaan ons dit vanaf hoog hou? Dis spesiaal dan? Die kruising gaan, soos nou nog veel verduidelik het, dis nie hier vrydag kan wees nie. Donderdag of Woensdagmiddag. En is dit nie 3 dae nie. Die kruisigingsdag is belangrik, maar dit is 'n hartseer dag. Ek wil nie eens daaraan dink nie. Ek wil nie my gees ook weer sien, waarom hy aan die kruis is. Ek wil nie eens sien, hoe slaan hulle hom, om my gees is ook nie. Ek wil dit nie eens sien, ek wil dit nie eens hoor nie. Maar ek wil sien, daar staan hy op, hoe op prijs van daar staan hy op. Die koning van die konings, die Here van die leerskare, het opgestaan, hy is wakker, hy leef tot in ewigheid, hy was en hy sal wees, tot aan einde van tyd. Kragtig, magtige werke, 'n held wat verlossing skenk, hy wat ons oor ons waak. Hy waak oor ons, hy sorg vir ons geestelik, hy sorg vir ons vleeslik. Dis hy wat vir jou daai mooi kar gee, daai mooi bakkie gegee het. Sodat jy bakkie nog gebruik. Sorry, ek het pas ook weer so. Want hy wat vir jou daai besigheid gegee het, hy wat vir jou daai plot gegee het, hy wat vir jou gegee wat jy het. Wanneer het jy vir hom dankie gesê daarvoor? Kan net so verkoop. Net so, want hy is my magte om te gee en te neem. Sê die skrif nie, al die goud, al die silwer, die beeste wat duisend lewens behoort aan my nie, sê nie so nie. Kry jy vandag swaar? Kom ek vertel nou vir jou, God het dit net so verander. Het jy vandag baie? Jy kan net so alles verloor. En wat maak jy dan? Wat baat die mens? Uit al die goud en uit al die silwer. Dan kom jou haal. En tyd het uitgeloop, jy het die einde van jou lewensdreef gekom. Na kom jy in die wêreld en na gaan jy die wêreld uit. Jy vat niks saam met jou nie. Van hierdie aarde. Jy vat wel jou saam. Dit wat jy in Christus Jesus bereik het vir die koninkryk van God, die boustene, dis al wat jy met jou saamneem in die hemel toe. So vergeet die rykdomme. Raak ryk in Christus. Raak ryk in die krag van sy opstanding. Raak ryk in die verheerliking van Jesus Christus, verheerlik hom in jou armoede.
Ek weet ons weet, 'n paar van ons by die stadium trek moeilik, maar luister net mooi. In hierdie tyd, dis juist die tyd wanneer jy God moet verheerlik. En dis net daar waar hy meeste van die kere val, want dan raak opstandig. Hoekom nou, Here? Ek werk mos vir U, Here. Hoekom gaan dit nou so met my, Here? Want ek wil nie iets hier. Maar Here, ek het laat geleer. Ek doen nie al 2 of 35 jaar. Ek sê vir jou, bly die stil, Here. Ek wil vir iets gee, iets moois doen. Maar Here, bly stil. Wees stil en nou in praat. Wees stil en weet, ek is God. Wanneer dit vir jou baie moeilik begin gaan, dan wil God jou iets leer. Staan op in die sterkte van Jesus Christus. Raak stil voor God. En vertrou op die Allerhoogste God. Want net die Allerhoogste God kan vir jou deure oopmaak. Net die Allerhoogste God kan jou omstandighede verander. Geen mens nie, want wat die mens doen is altyd. Amen. Jo, gaat ek met jou ophou nou. Ek los die boodskap hier by jou. Kan jy vir ons sagte daar speel met my kan. Ek los die boodskap hier by jou. Mag die Gees van God U leiding gee in hierdie woord, in hierdie boodskap. Mag jy die boodskap spesiaal maak in die hand. Mag dit verandering bring in jou lewe, vernuwing, gemoed. Amen. Mag dit soet Heilige Gees nou. Vers 26, 1 Korintiërs 11. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van Jesus. Jy het gehoor wat ek sê. Mense gebruik die nagmaal met verkeerde gesindhede. Mense gebruik die nagmaal of die sakrament hulle dit doen. En dan haat hulle mekaar. Hoor wat sê? Mense, dit is lelik. Hoor wat sê? Ek het weer vir jou lees. Hy sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam
en die bloed van Jesus Christus. Wanneer dis moeilik. Dan kom hy dan sê, maar die mens moet onsself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n waardige wyse eet en drink beoordeel oor homself. Dis net gesê in die Bybel sê so. Eet en drink beoordeel oor homself, terwyl die liggaam van die Here in ons skyn, dan kom hy vers 30 dan sê, verduidelik hy hoekom. Hy sê, daarom is daar onder julle baie swakke, sieklikes en aanvalle ontslae. Praat van geestelike siek mense. Hulle loop rond hier buite, en verkondig valshede, lei mense van God se genade af weg, siek in die verstand, siek in die gees. Want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. Maar as ons beoordeel word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Dit wat ek nou weer gesê, jy wat nog hier sien, in Romeine 8 vers 1, jy wat nog hier is die sterre, wat geen oordeling meer nie. Bevestiging, maar gaan lees by die huis. Maar as ons geoordeel word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word. Ek het nie nodig om saam met die wêreld veroordeel te word. Daar waar jy staan, doen ons bekend inspeksie. As jy dink Pieter is kwaad vir jou, spreek hom gou vry. Maar bedoel het opreg. As jy dink iemand het jou skade gedoen, spreek hom gou vry. Terwyl jy daar staan. Vergewe hulle wat jou seer gemaak het nou. Dis moeilik, maar ons moet. Ja, man. Dis moeilik, maar ons moet. Dis nie maklik nie. Kan jy sê? Ek sien. Jy moet vry spreek. Ek weet dat is nie lekker nie. Dan sê ek nie. En sy môre gekom. En hier op by God gehoor. God sê, jy gesien vanmorgen. Ek sien jou hart seer. Sien jou vernedering. En ek gaan jou vanmorgen oprig. Ek gaan jou vanmorgen herstel. Ek gaan jou lief maak. Salf jou in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Twee hande op ons. Hemelse Vader, die so baie seer, so baie dinge wat in die lewe gebeur, wat hier die mense afgetrek het. So baie keer misverstaan, so baie keer onnodig in die grond ingetrek. Ek wil vanmorgen kom bid, Here, dat U gaan herstel. En die waar dan gaan weer met die hemelse God. En jy hou my aan voel. Here Jesus Christus, herstel. Die genees, die rig die onvermoed, en maak jou een nieuwe mens. En Here doe, sê amen. Vader, sit aan my voor die voete neer. God het 'n saak met jou, man. Wees ons special. Ek bid herstel. Hierdie hartseer. Leidskap en vrede sal die plek neem daar. Jesus het ons bevat. Herstel haar nou, Here. Dis my gebed in Jesus Christus het ons bevat. Die kan van Jesus van Jesus. Ons los al by jou voete, Vader. Help my aan verder. As jy wil wegmaak
sal seën. Die gebruik van hierdie tafel sal seën. Dat hy dit wat in ons liggame gaan ingaan, wat ons beskou as die deel van die liggaam van Jesus Christus, dat dit sal stand sal bring, wat nie wil hê dit tot stand bring binne ons lewensvaart, binne ons liggaam, geestelik sal voed, sal versterk. Ek bid dat hulle sal seën, sal die bloed van Jesus, wat ons vanmôre gaan vier, wat ons Here opgestaan. Elke vanmôre deur dit aan die tafel vaar, dat elke wat besig op vanaand, hulle gaan seën in Jesus Christus in ons naam. Ek dank U vir die tafel, Vader, in Jesus naam. Maar vir Here, amen. Druk daai bos in, druk dit in jou bors, jy nog nie in jou mond sit dit nie. Druk dit in jou bors en sê, dankie Here Jesus, Seun van God, vir die verlossingswerk wat vir my gedoen het. Dankie dat ek vry is vanmôre om deel te kan in die tafel. Vanmôre, as jy hier uitstap, die eerste mens wat jy sien, stap nou op waar ons sê, die Here leef het opgestaan. Sê Christus leef het opgestaan. Kom ons sê dit, Christus leef. Kom ons sê dit saam met my, Christus leef. Hy het opgestaan. En hy leef tot in ewigheid. Amen.
mooi. Geseend sal jy wees in die week voor. Geseend sal jy wees in die workshop. Geseend sal jy wees in jou kamer op top. Geseend sal jy wees in jou werk, op jou plot, in jou kombuis, in jou besigheid. En alles wat jou hart ontslaan maak, die Vader en Seun in die lewe. Die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus, sy gebed. Amen. Hoor hierdie Here lei my, Here lei Daar's broodjies en daar's koffie en pere agter en raai maar as jy nog nie. Kos jou niks. Amen.